Wanneer ons die geloofsbelijdenis doen, dan sê ons dat ons glo in God die Vader. Ons glo dat hy is die skepper van alles, hy is die een wat alles onderhou, hy is die een wat alles gemaak het. Ons glo dat hy die een is wat vir ons sorg, want hy is soos 'n pa vir elkeen van ons. En ons gaan nog 'n bietjie praat oor in die toekoms as die Here wil, oor alles wat God vir ons doen en wat Jesus Christus in ons lewe vir ons doen. En ons bely dat Jesus Christus die seun van God is. Ons bely dat hy gebore is uit 'n maagd uit. En die rede daarvoor is dat hy kon nie 'n aardse pa gehad het nie, want die sondes van kinders kom van die paas af. En dat God sy pa is, dat hy heilig is, dat hy sonder sonde is, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het, en donderdag aand het ons gepraat oor dat hy opgevaar het, dat hy die koning van konings is, en die Here van die heersers, en dat hy aan die regterhand van God sit, dat God die Vader alles aan hom onderwerp het. En dan het ons so 'n klein sinnetjie, ons glo ook in die Heilige Gees, so terloops. En baie keer dan, ek dink, die probleem wat baie keer ontstaan is daar het soveel goed gebeur, hier van 1970 se kant af. Ek weet nie of julle bewus is van Toronto Blessing, en al daardie vreemde goed wat gebeur het. Weet nou, is jy in die kerk, en dis ongelooflik dat al hierdie ouens wat so rondreis, en mense gesond maak. Ek sê nie dat God nie mense gesond kan maak, en hy kan enigiets doen. Maar dat hulle dit altyd net in stadions doen, en dit nooit in hospitale doen. Ek dink daar's meer geld in 'n stadion, maar net so terloops. En ons sien hierdie goeders rondom die Heilige Gees. En ons sien hoe mense op die grond neerval, en soos honde blaf, en soos katte mel, en skuim kom met hulle monde uit. En dit word gesê, dit is die Heilige Gees. Dis interessant, dat mense geen beheer het oor hulle self nie, maar dat dit die werk is van die Heilige Gees. Terwyl die woord van God vir ons sê, dat God is 'n God van orde en beheer. En aan die ander kant het jy, as jy met konservatiewe gereformeerde mense praat, dan wil hulle glad nie oor die Heilige Gees praat nie. Want hulle is te bang om oor die Gees te praat, want dit klink vreemd. As ons praat van 'n gees, dat jy moet toelaat dat 'n gees in jou inkom. Maar wanneer ons gaan kyk na die drie eenheid, ons praat van God die Vader as 'n persoon. Want wanneer ons bely dat God Vader is en Seun is en Heilige Gees is, maar tog een. God is een, maar drie persone. Daar's mense wat sê dat God hom openbaar as Vader, of hy openbaar hom as Seun, of hy openbaar hom as Gees. So met ander woorde, hy besluit vandag wat hy wil wees. Dit is glad nie wat die woord van God vir ons sê nie. Die woord van God sê vir ons dat God is drie persone, Vader, Seun en Gees in een. Okay, so dit is moeilik om te verstaan. Ek sal eendag vir julle so 'n prentjie daarop sit, want dit verduidelik baie mooi hoe dit werk, want God die Vader is nie die Seun nie, die Seun is nie die Vader nie, die Gees is nie die Vader of die Seun nie, en alles kom uit God uit. En soos wat Jesus Christus 'n persoon was, soos wat God die Vader 'n persoon is, so is die Gees van God 'n persoon. Want die woord van die Here sê vir ons dat die Heilige Gees kan bedroef word, né? So jy kan die Heilige Gees ontstel, die Heilige Gees voel,
Die Heilige Gees is deel van ons lewe. Dit is wat Jesus vir ons gegee het as 'n erfenis nadat hy weg is. Het hy sy Gees vir elkeen van ons gegee. En die Heilige Gees help ons as gelowiges om 'n beter verhouding te hê met God. Want dit is wat die Here wil hê. Die Here wil hê dat ons as sy kinders 'n verhouding moet hê met hom. En dis die verskil tussen ons godsdiens en die klomp ander godsdienste daar buite, is dat ons die geleentheid het om 'n God wat so groot is, te kan aanbid en nog steeds 'n persoonlike verhouding met hom te hê. En dit is die rol wat die Heilige Gees in elkeen van ons se lewe speel. Wat ons moet verstaan is dat die dag wanneer jy tot bekering kom, die dag wanneer jy wedergebore word, wat jy as Christen gebore word, dan ontvang jy die Gees van God. Want die Bybel sê vir ons, dat niemand kan erken dat Jesus die Seun van God is, as die Gees van God nie in hom is nie. Want die Gees oortuig ons van die waarheid van Christus. Jesus Christus gee vir ons sy Heilige Gees as 'n bewys dat hy die hele tyd by ons is. So die oomblik wanneer jy tot bekering kom, die oomblik wanneer jy aanvaar dat Jesus Christus die Seun van God is, dan ontvang jy die Gees van God, want dit is die belofte. Die ander kant van die saak is dat ons die heeltyd gevul moet word met die Heilige Gees. Dat ons vervul moet word. Dit is iets wat aanhoudend gebeur, dit is iets wat konstant gebeur. Ons ontvang dit, maar ons moet toelaat dat die Gees van God in ons lewens inkom. Want die Gees van God oortuig ons van die waarheid. John Piper, ek weet nie of julle van hom bewus is nie, hy is 'n teoloog daar in Amerika. Hy het gesê, die Heilige Gees gee nie aan mense, of die Heilige Gees gee nie aan sondaars, wat sondaars natuurlik wil hê nie. Wat wil ons as sondaars natuurlik hê? Geluk, geld, gesondheid, voorspoed. Dis wat ons natuurlik wil hê. Wat ons nie wil hê nie, is dat mense vir ons sê dat wat ons doen is verkeerd. Ons wil nie hê dat God ons moet oortuig van ons sonde nie. Ons wil nie regverdigheid hê nie. Ons wil baie keer as mense wil nie Christus hê nie, want daar's soveel dinge wat jy mag doen en soveel dinge wat jy nie mag doen nie. Die Heilige Gees, die beginpunt van die Heilige Gees, is dat hy ons oortuig van sonde in ons lewens. Dat hy bring vir ons die regverdigheid van wat Christus vir ons bring. Hy oortuig ons dat daar goed is in ons lewe waarvan ons ontslae moet raak, en hy oortuig ons dat Jesus Christus die Seun van God is. Hy bring vir ons dit wat ons nie van nature wil hê nie, maar wat ons nodig het. Wat ons nodig het is, en dit is hoekom Jesus gesê het, hy sê in Johannes 14 vers 26, hy sê, wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dat hy ons kom oortuig van dit wat God wil hê, ons moet weet. So ons ontvang die Heilige Gees die dag wanneer jy Christus bely as jou verlosser en jou saligmaker, maar dan sê die woord vir ons dat ons aanhoudend vervul moet word met die Gees van God. Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 5 vers 18, dan sê hy, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofsange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van God. Dit is eintlik asof hy vir ons sê dat dit is 'n opdrag. Ons moet toelaat dat God ons vervul met sy Gees.
Dis soos as jy verjaar, dan moet jy toelaat dat iemand anders vir jou 'n partytjie reël. Okay? Party mense kan nie wag dat hulle verjaar nie. Hulle begin sommer self reël al 2 maande voor die tyd, nê? Maak 'n lysie van almal wat moet kom en wie bring wat en wat gaan ons eet en al daai tipe van goed. Maar wat hierdie gedeelte vir ons sê is ons moet toelaat dat iemand anders, iemand buite onsself ons vul met iets wat ons nodig het. Dat ons vervul moet word met die Heilige Gees. Dat ons moet toelaat dat God ons oortuig van dinge wat in ons lewe moet verander. Wat hierdie gedeelte impliseer is dat jy kan die Heilige Gees weerstaan. Jy kan sê maar ek hoor, maar ek luister nie. Want daar's 'n verskil, julle weet dit, né? Daar's 'n verskil tussen hoor en luister. Hoor is as jy hoor iets, né? Luister is wanneer jy probeer om sin te maak daarvan en dit word deel van jou lewe. Dis die verskil. Dat die Heilige Gees, dat ons moet toelaat dat ons vervul word. En hoekom is dit belangrik? Want die Gees is 'n belofte, dis 'n geskenk wat God vir ons gee. Dis 'n geskenk wat hy in elkeen van ons se lewens kom insit. Selfs in die Ou Testament het hy gepraat van dat sy Gees met die mense is. Dat sy Gees mense lei. In die Nuwe Testament dan lees ons dat die Gees van God is 'n belofte, dit is iets wat God vir ons gee. Markus 1 vers 7 tot 18 sê, die een wat na my kom, is my meerdere. Dit is wat Johannes gesê het. Ek is nie eers werd om te buk om sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Gees doop. Sodat Jesus Christus ons kan vervul met sy Heilige Gees. Dat dit deel kan word van wie ons is. Dat daar is voorbeelde van wat ons het in die Bybel. As jy gaan kyk na Handelinge hoofstuk 2. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek vervul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien en tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Nou verbeel jouself nou vanoggend hier in hierdie gereformeerde kerk, nê. Dat jy kyk so rondom jou en ewe skielik is daar sulke vlammetjies bo almal se koppe. Dis weird. En God werk op maniere wat ons baie keer nie verstaan nie. En hy het daardie mense toegerus om in ander tale te praat. En dit is 'n baie gevoelige storie. Want die charismate sê, as jy nie in tale kan praat nie, dan het jy nog nooit die Gees ontvang nie. Dis glo 'n bewys. Dit is so. Mense ontvang die gawe om in tale te praat, maar mense ontvang ook die gawe om ander mense te kan onderrig. Mense ontvang ook om vir ander mense te kan bid. Om ander mense te kan bedien. Daar's nie net een gawe van die Gees nie, maar daar is 'n klomp. Maar wat hierdie vir ons sê is dat baie keer dat God in ons lewe dinge doen, dat die Heilige Gees in ons lewe begin inwerk op maniere wat ons nie verstaan nie. En as ons alles wil probeer verstaan, dan gaan dit nie meer oor geloof nie, maar dan gaan dit oor die feit dat ons net meer inligting wil hê. Dat ons meer goed wil probeer verstaan. As ons alles van God kan verstaan, dan is hy nie meer God nie. Dan is hy nie meer groter as onsself nie. Dan het ons hom eintlik regtig waar nie in ons lewe nodig nie. Maar God is so groot en onbegryplik en tog so naby aan elkeen van ons dat hy vir ons sy Heilige Gees gee. En die Heilige Gees van God kom en hy kom rus ons toe in ons geestelike lewe sodat ons dinge kan doen wat hy wil hê ons moet doen. Handelinge hoofstuk 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria tot aan die uithoeke van hierdie wêreld.
En hierdie is die roeping wat ons het om Christus te verkondig in die omgewing waar ons bly, in die dorp waar ons bly, in die land waar ons bly, in die stad waar ons heen gaan. Maar dit gaan nie net oor dat ons Christus verkondig nie, dat ons vir mense vertel van Jesus Christus en hulle help om by hom uit te kom nie, maar dit gaan ook oor die feit dat hoe leef ons lewe elke dag? Hoe tree ek op teenoor my kinders? Hoe lyk my huwelik? Hoe spandeer ek my geld? Hoe doen ek my besigheid? Want ons het baie keer hierdie idee van, maar dit wat aan die kant gebeur, my lewe, my geld, my werk, my besigheid, al daai goed is, ons skei dit van ons geestelike lewe. Dis asof ons in sulke kompartemente leef. God kan hierdie deel van my kry, maar hy kan nie die deel van my kry nie. Terwyl die Here vir ons kom sê dat die Gees word deel van ons lewe sodat hy in elke liewe ding van ons lewe kan inbeweeg. Dat ons verweef kan word met wie Jesus Christus is. Dat hy die middelpunt van jou huwelik is. Dat wanneer jy besigheid doen, dan vra jy maar, is dit die manier waarop God wil hê ek moet werk? Is dit die manier waarop God wil hê ek met my kinders moet werk? Is dit die manier hoe ek moet optree teenoor my ouers? Dat ons hele lewe word deurtrek met die Heilige Gees van God. Dat ons moet toelaat dat hy in elkeen van ons se lewe inkom. En die vraag is hoe weet ons dat ons vervul is met die Heilige Gees? En Paulus het by die gemeente gekom en in Handelinge hoofstuk 19 vers 2 dan sê hy, hy was op sy sendingreis, dan vra hy vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En dan sê hulle, ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie. En dan bid hy vir hulle. En hulle word vervul met die Heilige Gees. En in vers 6 staan daar toe die Heilige Gees op hulle gekom en hulle ongewone tale en klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Hulle het begin vertel van dit wat Jesus Christus in hulle lewe doen. Hoe weet ons dat ons gevul is met die Heilige Gees? Die eerste ding is dat hy oortuig ons van sonde. Hy oortuig ons van dit wat verkeerd is in ons lewens. Wie van julle moes al 'n besluit neem en dan twyfel jy oor dit? En ek sê altyd vir mense, as jy twyfel, is dit reeds verkeerd. Okay? So, use it, don't use it. Dis wat ek gebruik. Maar dis asof wanneer jy iets moet doen in jou lewe, asof daar 'n oortuiging kom van, ja, hierdie is die regte ding om te doen. Hierdie is die regte manier om dit te hanteer. En as jy dit miskien droog gemaak het en jy het opgeslip iewers, dan is dit die Gees wat jou oortuig van, maar die genade van God is groot genoeg vir jou. Jy hoef nie jouself heeltyd oor die kop te slaan nie. Dat hy jou oortuig van Jesus se vergifnis. Dat hy jou oortuig dat jy vergewe is, dat jy 'n nuwe mens is. Dat die Heilige Gees in ons lewe teenwoordig is. Die tweede ding is die Heilige Gees bring vir ons vreugde in ons lewe. En dan is daar tye soos nou wat ons vir iemand moet bel en sê ons is jammer om te hoor van jou kleinkind of van jou kind of van jou pa of van jou ma of van jou vrou. En dis asof ek kan onthou die dag toe my skoonma oorlede is. Ek het hard gebid dat God hom moet gesond maak, want ek weet hy kan, en ek weet hy het die vermoë om dit te kan doen, en hy het nie. En dan in daardie omstandighede, dan kom die Heilige Gees en jy vind vrede in die wete dat God by jou is, dat God jou toevou, dat God jou lei, dat hy jou beskerm, dat hy die een is wat sê,
Ek sal jou nooit alleen los nie, ek sal jou nooit verlaat nie. En die teken daarvan is dat ek my Heilige Gees vir jou gee en hy sal jou oortuig van die liefde wat ek vir jou het. En dan kom die Gees en hy gee vir ons 'n stuk vrymoedigheid om uit te gaan en om die woord van God te verkondig aan mense rondom ons. En hy kom in ons lewe in en hy bring die vrug van die Heilige Gees. En ek weet nie of julle al gesien het nie, maar vrugtebome eet nie hulle eie vrugte nie. Né? Dis gewoonlik vir iemand anders. En die vrug van die Gees kom in ons lewe in geduld, vreugde, vrede, vriendelikheid, goedhartigheid, selfbeheersing. Al daardie dinge word deel van ons lewe en ewe skielik leef ons dit en ons gee dit vir mense rondom ons en hulle kan begin ervaar wat dit beteken om 'n kind van God te wees, om 'n Christen te wees. Hulle kan begin om te ervaar wat dit beteken om genadig te wees teenoor ander mense, om ander mense lief te kan hê. Hulle begin ervaar dat die vrug van die Gees kom in ons lewe uit en dit is nie iets wat net eenvoudig gebeur nie, dit is iets wat ons moet toelaat dat die Gees van God in ons lewe inkom, dat ons die vrug kan dra sodat ander mense kan sien, nie net kan hoor dat ons sê dat ons Christene is nie, maar kan sien dat ons kinders van God is. Dat hulle die vrug van God in ons lewens kan sien. En wonderwerke gebeur. Ek meen, ek het saam met 'n ou gewerk, kyk ongered soos 'n hoekpaal, né? Verskriklik, né? Jy maak net wat hulle wil, jaag met sy motorfiets op en af op een wiel, ek weet nie, dis lyk my 'n ding. Okay? En dat jy op 'n punt kom om te sê it's impossible. Hierdie ou kan nie verander nie. En dan die volgende oomblik is sy lewe radikaal anders. En dit kom nie uit 'n mens uit nie. Dit kom uit die Gees van God uit. Dat God deur sy Gees mense oortuig dat luister, jy is besig om droog te maak. Dat jy ons moet terugkom na hom toe en dan verander mense se lewens en ewe skielik is die vrug van die Gees oral teenwoordig. En Paulus sê vir ons, moenie aan drank jou oorgee nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard, maar laat jou vul met die Heilige Gees. Nie gevul met alkohol nie, maar vervul met die Gees. Want julle weet, as ou so 1 of 2 limonadietjies te veel gehad het, nie? Baie vriendelik, ongeïnhibeerd, en alles, die lewe is 'n lied en almal is happy en dan kom sê hy dat in plaas daarvan dat ons onsself vul met iets in die wêreld wat ons eintlik meer skuldig laat voel na die tyd, laat jou eerder vervul met die Heilige Gees. En wanneer ons gevul word met die Heilige Gees, dan is dit ook asof ons ongeïnhibeerd is, want nou het ons die vrymoedigheid om vir mense te vertel wat God in ons lewe doen en hoe hy ons lewens verander het. Dat ons ook happy is, maar op 'n manier dat ons kan weet dat Jesus Christus vir my gesterf het en dat my sondes vergewe is en dat ek 'n nuwe mens is en dat ek nou in die koninkryk van God in is. Dat die Heilige Gees, dat ons die Heilige Gees toelaat in ons lewe om die werk van Christus te kan kom doen, om ons te oortuig, dat ons heeltyd moet toelaat, want Paulus sê dat die woord wat hy gebruik, die Griekse woord wat hy gebruik vir vervul, is nie 'n eenmalige ding, dis nie 'n ding wat nou gebeur nie, dit is iets wat aanhoudend gebeur, dat ons meer begin word soos wat Christus wil hê, ons moet wees. Want daar is 'n verskil tussen redding en heiligmaking. Redding is iets wat een keer gebeur. Wanneer jy Jesus Christus aanvaar as jou verlosser, dan word jy gered. Maar heiligmaking is 'n proses. Heiligmaking is iets wat elke dag gebeur. Dis nie 'n eenmalige ding nie. Dit is dat ons toelaat dat God in ons lewens inkom. Dat hy elke dag
nuut sal wees, want die Bybel sê vir ons, sy beloftes vir elkeen van ons is nuut elke dag. Dat ons elke dag oortuig word van wie die Heilige Gees is en wat hy in ons lewens doen. So wat kan jy doen? In Lukas hoofstuk 11, dan sê Jesus, hy sê in vers 13, hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. En al wat jy moet doen, is om te vra. Jy hoef nie in 'n kamer te gaan sit en jouself te slaan en allerlei snaakse goeders te doen om die genade en die liefde van God te verdien nie. Jy kan niks doen om dit te verdien nie, want God gee dit vrywilliglik vir almal wat vra. So as jy nader aan God wil beweeg, vra hom. As jy miskien dalk 'n lang pad met die Here stap, en jy is nou al 'n jare 'n kind van hom, en jy het al die wonderwerke van God in jou lewe gesien, die voorsiening van God, die bystand van God, en jy wil nog nader aan hom beweeg, vra hom. En God sal dit vir jou gee. Want hoe kan ons as sondige paas en maas vir ons kinders goeie goed wil gee? Hoeveel te meer sal 'n goeie God nie vir jou gee wat jy wil hê nie. En mag ons in hierdie paar dae wat voorlê ontdek wat die Heilige Gees vir ons doen. So ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie bang te wees wanneer ons praat oor die Gees van God nie. Ons moet eintlik so excited wees om meer van hom te weet. Om hom beter te ervaar in ons lewens. Want dit is wat hy vir ons wil hê. Here ons God, ons dankie dat ons kan weet dat as kinders van U, gee U vir ons U Heilige Gees. As 'n teken dat U ons nooit alleen sal los nie. Dat U altyd by ons sal wees. Dat die Heilige Gees ons kan oortuig van sonde. Dat die Heilige Gees ook 'n verhouding met ons wil hê sodat ons Jesus Christus op 'n beter en 'n dieper manier kan ervaar. En ek bid vanoggend, Here Jesus, dat U deur U Heilige Gees met elkeen van hierdie mense sal wees en almal wat U woord hoor, dat ons net opnuut sal besef hoe groot U liefde vir elkeen van ons is. Ons dankie vir die goedheid. Ons bid vir Elsie en vir haar familie, Here, dat deur so 'n geweldige moeilike tyd gaan en dat in hierdie tyd dat hulle die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal kan ervaar deur die teenwoordigheid van U Heilige Gees wat by hulle is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ons gaan vir die diakens 'n geleentheid gee om net vir ons die kollekte op te neem.